Kry klaar met nonsens, man. Dien die Here in gees en in waarheid. Kry klaar met die negatiewe. Dien die Here. Petrus of Judas, 2 disippels, 1 Jesus, 2 harte, 2 eindes. Die Here praat met my oor hierdie saak en ek wil graag vanmôre met u deel, want elke kerk, elke gemeente, en ek wil amper sê, ek wil nou nie so ver gaan om te sê elke gesin nie, maar werksplekke selfs, sit hier die 2 figure by. En ek wil graag vanmôre met u deel oor hulle Petrus of Judas. Nou as ons gaan dink aan Petrus, ken ons Petrus se storieetjie so bietjie, dink aan Judas, ken ons Judas se storie. Ons weet een het hom verraai, een het hom verloon, ons besef al twee het fout gemaak, maar as ons gaan kyk na hulle eindes, dan is dit wat saak maak. Amen. Skrifgedeeltes vanmôre gaan ek sommer vir julle aanhaal, net so vinnige gevolgtrekking, en ek doen dit omdat ek self as kind, of my lewe lang was ek nie baie lief daarvoor om te sit en die pastoor lees vir ons 42 versies terwyl ons moet luister nie. Dit was vir my baie lank. So teen ek dink aan julle jonges ook. Ons maak is sommer kort en kragtig. OK. So ek sê, dit was vir my veel eisend. So OK, Matteus 26:14 tot 16 gaan die eerste gedeelte oor Judas se besluit om Jesus te verraai. Matteus 26:33 tot 35 gaan die gedeelte oor Petrus verklaar dat hy Jesus nooit sal verloon nie. Hy sal almal dit doen. Ek sal dit nie doen nie. Nee, die ander sal dit doen, maar ek kan staat maak op my, ek sal dit nie doen nie. Nee. Matteus 26:47 tot 50, Judas verraai Jesus met 'n soen. Toe hy vir hulle gesê het, die ene wat ek gaan kus, dis hy, vang hom. Is dat maar erg, nee? Hoe naby was hy tog aan Jesus, maar hoe maklik het hy net gesê, ons verraai met 'n kus. Gee my net die geld van 'n slaaf en ek tevrede. Matteus 26 vers 69 tot 75 kan jy gaan lees, gaan dit oor Petrus verloon Jesus 3 keer. En hy gaan bitterlik huil daarna. Bitterlik spyt vir wat hy nou aangevang het. En dan natuurlik Johannes 21 vers 15 tot 19. Jesus herstel vir Petrus. En hy vra vir hom na die foute wat hy gemaak het, nadat hy Jesus verloon het, vra hy hom die vraag: het jy my lief? Is dit mooi, hè? Nadat Petrus vir Jesus verloon het 3 keer, vra Jesus om die vraag: het jy my lief? En hy gee hom weer 'n roeping en hy herstel die rots waarop die kerk gebou is. En ek kyk na hierdie gedeelte en ek wil graag met u deel, want die kernvers is Matteus 16 vers 18 wat sê, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Halleluja! Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Kan jy dit glo? Het Jesus 3 keer verloon? Ai nee. Nee, vir die kerk is hy weer van tyd nie. So wat so fout maak, jy sal nie weer by ons op enige komitee dien nie. Nooit nie. Wanneer sal aan dink jy? Moenie my privaat vra nie, nooit nie. Jesus sê, jy is die rots op wie ek my kerk bou. Want my genade is vir jou genoeg. Ek wil hê wie oor het om te hoor vanmôre wat die Gees van God sê. Ek is bewus van 'n tasbare teenwoordigheid van die Heilige Gees. God wil vanmôre in mense se harte in praat, in mense se gedagtes. Maar die Here praat vanmôre ook met mense wat live nou ingeskakel is en luister. Ek wil hê jy moet baie mooi luister. Jy luister vanmôre, jy kan dalk nie by die kerk uitkom nie, jy kan dalk nie by 'n gemeente uitkom nie, maar die Here sê jy is deel hiervan. Jy moet vanmôre mooi luister wat die Gees van God sê. Ek wil hê jy moet weet dat ons almal wat saam met Jesus loop,
het nie noodwendig Jesus in ons harte nie. Petrus en Judas het saam met Jesus geloop. 3 jaar, goeie tyd spandeer, selfde goed gesien, selfde goed beleef. Maar in die een se hart was Jesus, die ander een was net naby Jesus. Die een was vir eie gewin, die ander een was tot eer van God. En ek wil hê jy moet verstaan dat die ontstellende ding hiervan is, Judas was nie 'n buitestander nie. Hy was nie een van die wat Jesus vervolg het nie. Hy was binne in Jesus se privaat kring. So hy was nie net buite deel van die groter gemeente nie. Hy was nie net deel van die ouens wat hulle gebruik het nie. Hy was amper so goed soos deel van die pastoorskorps. Maak dit sin in vandag se terme. Hy was deel van hulle gewees. Hy het saam met Jesus geloop. Hy het saam geëet van daai broodjies en visies, hy het saam geëet van al die etes wat hy gedoen het waar Jesus gekuier het, hy het geluister, hy het die wonderwerke gesien, hy het alles saam meegemaak, hy was saam met elke uitreiking wat hulle gedoen het. Judas was naby Jesus, sonder om aan Jesus te behoort. Van die begin af was Judas se motief, wat kan ek hier gaan haal vir my? Van die begin af was Judas daar om te sê, ek is hier omdat ek het nou geniet, ek hou van die spotlight, ek hou van die shine, ek hou van die aandag wat ek kry, ek hou daarvan dat mense my eer, want hulle sê ook sekerlik, jy is een van sy disippels. Ja, ek is een van Jesus se disippels, hoor. Jy moet my nie sommer net lig vat nie. Hey, ek is Judas, hey. Jy moet verstaan. En hy hou van al die aandag, hy hou van al die liefde en al die mooi goedjies wat hy kry, maar sy motief was verkeerd, want van die begin af was Judas 'n dief. Van die begin af was Judas se motief verkeerd. By Jesus, in sy binnekring, saam met Jesus, alles gedoen wat hy gedoen het, maar met verkeerde motief. Ek vra vandag vir jou, is jy by Jesus of is Jesus binne jou? Is Jesus vandag in jou hart? Jy alleen kan daai vraag beantwoord. Is Jesus werklik in jou hart? Want dit gaan vir jou bring op die einde by die uitsluitsel Petrus of Judas. Judas was by Jesus, maar Jesus was nie sy motief nie. Johannes 12 vers 6 sê, wat ek nou vir jou aangehaal het, Judas was 'n dief en hy het 'n posisie gehad. Hy het hierdie amp gehad, maar sy motief was verkeerd. Hy het Jesus gevolg vir wat hy kon kry en nie vir wat Jesus is nie. Sy probleem in hierdie setup, in hierdie hele samestelling is sy hart. As jou hart nie verander nie, dan help dit nie ons flous mekaar nie. Wanneer die Heilige Gees van God inkom, sê ek altyd, en ek sê dit weer duidelik, is die belangrikste ding wat moet plaasvind, nie dat jy kan profeteer nie, nie dat jy hande op siekes lê nie, nie dat arms aangroei en ore bykom nie, is 'n hartsverandering. Dit is die belangrikste, because that's all about God. The rest is sometimes all about me. Ons gee God eer, maar ongelukkig eer ons nie meeste van die tyd die instrument meer as wat ons God eer nie. Judas en Petrus het dieselfde Jesus geken, maar hulle harte was verskillend gewees. Judas verraai Jesus, Petrus verloon Jesus, albei maak 'n hengse fout. Dis 'n geweldige fout, glo vir my. Ek dink Petrus voel tot vandag toe sleg daaroor. Ek het goed jare terug in my lewe fout gemaak, ek voel vandag toe nog sleg daaroor. Ek weet nie self van u wat so sukkel om, jy het jouself vergewe, maar hoe kon ek dit doen? Hoe kon ek in 'n oomblik so besluier wees? Judas kry berou as gevolg van die gevolge wat gebeur het. Petrus kry berou
omdat hy geweet het, ek het eintlik 'n mooi verhouding met Jesus. Ja, dit maak 'n verskil. Daai liefdesverhouding wat Petrus met Jesus gehad het. Ek het 'n preek gebring daaroor, ek wil dit vir julle aanhaal, dat Jesus hom sê, tussen al die disippels, Johannes wat die geliefde disipel was, al die ander disippels, sê Jesus vir Petrus, het jy my lief meer as almal van hulle hier? Dit is groot. Wow. Ek het 'n fout gemaak, maar Jesus, ek het die Here lief. Weet jy hoe baie sê ek vir my kinders en vir mense om my, ek sê, weet jy, ek Jacques Potgieter, ek as julle pa, ek as wie ook al julle veronderstel om te wees as julle rolmodel, ek as mens maak bitter baie foute. Maar ek wil vandag vir julle een ding sê, ek het die Here lief. Ek het die Here lief met alles wat in my is. Ek het hom so lief dat julle kan die wêreld hou gee vir my Jesus. En weet jy wat, God ken my hart. Ek gaan julle nie vanmôre probeer oortuig met my mond nie. God ken my hart. Judas het berou gehad toe hy sien dit wat hy gedoen het. Maar Judas het nie teruggekeer nie, hy het gehardloop en hy het die einde gebring aan sy lewe. Matteus 27 vers 3 sê, Judas het berou gekry, maar hy het nie na Jesus toe gegaan nie. Hy het in die skuld gebly en hy het so in die skuld gesterf. Petrus het ook gehuil, Petrus het ook berou gekry, maar Petrus het teruggegaan na Jesus toe. Petrus het teruggekom en hy het gesê, ek is jammer. Judas het weggehardloop, Petrus het teruggekom huis toe. Petrus was nie perfek nie. Petrus was impulsief en het Jesus verloon. Petrus is die man wat sommer 'n swaard trek en 'n oor afkap, maar hy ook om bly wees uitgekoes, anders was sy kop af. Petrus is die ou wat gesê het, laat ek na u toe loop as dit so is. Petrus is 'n ou wat baie vinnig sommer goedjies gesê het. Ek sien hom nogal as 'n vinnige, 'n kort temperament mensie. Amen. Petrus is 'n hastige mannetjie gewees, dink ek. En daarom nou maak hy daai fout. Ook nie omdat hy nie Jesus liefhet nie, omdat hy maar net bang was vir wat kan gebeur en hy wil weet wat daar aangaan. Hy het geval, maar hy het nie bly lê nie. Hoor mooi wat ek vir julle sê, Petrus het geval, maar hy het nie bly lê nie. Amen. Die verskil is, wat doen jy met jou fout? Wat doen jy wanneer jy val? Gaan jy en jy loop weg? Of gaan jy en jy sê, kom ek kom terug na die Here toe? God soek nie perfekte mense nie, maar hy soek mense wat wanneer hulle 'n fout gemaak het, kan sê, Here, ek is jammer, hier is ek kom terug. Dis wat God jou vanmôre vra. Wil jy terugkom na my toe, of gaan jy maar aanleef met jou fout? Gaan jy eerder wegbly met jou fout? Jesus herstel vir Petrus, Johannes 21 sê hy, het jy my lief? Jesus herstel nie deur veroordeling hom nie. Hoor mooi, Jesus herstel hom nie deur veroordeling nie. Hy sê nie, het jy my lief, en jy moet nou mooi ding, en jy het my 3 keer verloon nie. Hy sê nie dit nie. Hy sê, het jy my lief? Hy sê, ja Here, jy weet dat ek jy lief het. En hy vra met wie, en hy vra het wie. En op die einde van die dag sê, jy die beskikbare rots, jy sal die rots wees waarop ek my kerk bou. Jy beskikbare rots, vir jou sal ek gebruik om die kerk te bou. Ek wil hê jy moet hierdie saak baie mooi verstaan. Is nie die perfekte rots nie, is nie die volmaakte rots nie, maar is 'n gewillige rots wat sê, ek het U lief, Here Jesus, ek het U lief. En Jesus sê, op jou sal ek my kerk bou. Kom ons gee die Here 'n bietjie eer vanmôre daarvoor. Halleluja. Genade is wat saak maak. Is die genade van God wat my optel wanneer ek as Jacques 'n fout gemaak het, wanneer ek fouteer, wanneer ek val, wanneer ek sonde het, wanneer ek iets verkeerd gedoen het, is sy genade vir my genoeg. Niks anders nie, sy genade en sy genade alleen. Maar ek wil vandag vir u sê, pas op vir die Judasse. Sommige mense is naby God se werk.
Jy's in die kerk vir jare, dis die wat ek baie keer sê, die ou sê vir my, maar broer, ek wil net vir jou sê, jy is gewoonlik die ouer garre wat jou ook sommer broer noem. Broer, ek wil net vir jou sê, ek is ook daarom nou 30 jaar al op die pad. Sê ek op die pad of in die pad? Jy moet besluit, hoeveel het jy laat val en hoeveel het jy gewen? Is jy 'n rots waarop mense bou of is jy 'n rots tot aanstoot? Is jy 'n rots tot struikeling of is jy 'n rots wat mense optel en stewige fondasie help gee? Wat doen jy in hierdie tyd? Is jy jare in die kerk, maar jy's nog nooit in al daai jare by Christus nie? Judas, jy's by Jesus, maar jou hart was nog nooit by hom nie. Jy's naby, jy's in die kringe, want jy doen wat reg is uit beginsel. Maar in jou hart het Jesus nog nie gestalte gevind nie. Ongelukkig daai mense soek voordeel en nie diens nie. Here praat met my en hy sê vir my, is baie Petrusse in my bediening. Baie mense wat val en fout maak. Is baie mense wat val. Hulle het selfs so seer gekry dat hulle nie weet of 'n vrymoedigheid het om weer te kan aangaan nie. Wat gaan almal sê? Sien nou almal moet dit hoor, wat gaan hulle sê van my? Maar God sê vanmôre vir jou deur my diens, luister. Petrus, het jy my nog lief? As jy my lief het, kom. Ek sal jou herstel. Maar die Here sê vir jou, wee jou Judas. Dit sou vir jou beter wees om nooit gebore te geword het nie. Daar's Judasse wat in die kerk sit, wat nie kan wag om te draai teen die gesag van God nie. Jou enigste rede hoekom jy in die kerk sit, is omdat jy dit wil manipuleer met jou persoonlikheid en jy wil wag vir 'n geleentheid om te gaan skindernuus aandra, om te breek te maak aan God se werk. En God sê vir jou, Judas, pas op. Daar was 1 uit 12 onder Jesus se groepie. 1 uit 12. Uit 120 gee dit vir ons 10. Maal 5 gee vir ons 50 moontlike Judasse wat in ons kringe kan sit. Ek vra u vanmôre, het jy Jesus in jou hart? Of is jy naby Jesus, maar ek vind fout met alles wat aangaan? Het jy Jesus in jou hart en sê, ek sal my alles gee, ek sal die skape laat wei, ek sal die lammertjies oppas, ek sal alles doen? Of is jy vanmôre hier om te sê, ek wag dat hulle iets sê wat ek nie van hou nie, dan gaan ek gou uithardloop en gaan vir almal daar buite vertel. Dis 'n Judas. Judas het mooi gelyk. Judas was vroom, Judas was oulik, maar kom ek sê vir jou, die kindertjies van Jesus is nie poppos nie. Sy diensknegte is nie stupid nie. Ons lyk soos ape, maar ons is ou ape. My ketting is lank, ek sien die Judasse, ek weet wie die Judasse, en ek weet wie hulle is, en ek gaan nie hulle openbaar nie. Maar God wys vir my wie se Judas in my laar, wat nie kan wag om op te staan teen my gesag nie. God sê vanmôre vir jou, Judas, wil jy nie 'n Petrus word en my volg nie? Wil jy nie klaar kry met die pastoor en met sy raad wat so fout maak en met die visiepastoor en die visiepastoor se vrou en met die sekretaresse en met almal met wie jy kan fout vind en die koffie is nie jou smaak nie. Kry klaar met nonsens man, dien die Here in gees en in waarheid. Kry klaar met die negatiewe, dien die Here. Nou ek vir jy nog 'n baie bad ding sê en hier gaan ek bietjie pak kry. Nou julle wat in die gees is, moet saam met my maar bid vir hierdie saak. Weet jy wie's groot klomp Judasse in die kerk? Nie almal nie. 'n Groot deel is die welsynsafdelings in die kerk. Hulle gaan van kerk tot kerk en bedel, maar hulle sal nooit niks teruggee nie. Wat het Judas gedoen?
Hy het gevat en gevat en gevat. En die dag wat ons sê, Boetie, ons gaan jou nie nou meer kan help nie, dan gaan vertel hy daar buite hoe sleg is hierdie kerk. Julle moet net weet, dis die slegste kerk wat daar is. Hulle help nie hulle mense nie. Die fout wat hulle maak, sy pastoor bel my. Sê vir my, ek wil net hoor, ken jy hierdie Boetie en sussie? Ek sê, ja, ek ken hulle. Ons wil net sê, hoekom help julle nie? Wat keer julle hulle? Hoekom help julle nie? Is julle nie daar met God se werk nie? Hy val my aan. Hy vertel my alles wat sleg is. Ek sê, is jy klaar? Hy sê, ja. Ek sê, dis mooi. Ek sê, kom ek gou vertel vir jou. Ek dank die Here dat ek so 'n bietjie kennis gehad het. Ek sê, die persoon was nou al by 4 van my beraders, meer as 2 keer elk. Ons het vir die persoon 5,000 daai tyd gegee, 3,000 daai tyd, kospakkies gegee, daai tyd. Het hulle dit vir jou gesê? Hy sê, sorry my broer. Ek sê, pas op om te praat as jy nie feite het nie. Ons sit met te veel mense wat met ons praat wat geen feite het nie. Ek maak gister kontak met iemand en ek sê vir hulle, jy het 'n opinie oor my en jy's baie kwaad vir my, maar jy het geen feite nie. Jy praat op wat jy van ander gehoor het. Wat van al die jare wat ek met integriteit opgetree het as 'n gesalfde van God? Wat van die tyd wat ek my hande op jou gelê het en God het jou gesond gemaak? Wat van die tyd wat ek saam jou gebid het en jou huwelik geheel het? Is dit nou weg want jy hoor 'n kinderstorie? Judas, hardloop as jy wil hardloop. Maar ek en my ons gaan die Here dien. Jy kan kwaad word vir my, hoor vandag wat ek jou sê, is 'n harde boodskap. Maar God sê vir my, as die mense nie hulle harte gaan verander van 'n Judas hart na 'n Petrus hart toe nie, gaan dat jy nie behoue kan bly nie. Ons almal maak fout. Wie van julle het nog nie fout gemaak nie? Ek wil graag so ou net leer ken. Want ek dink regtig, jy moet eintlik vir ons preek, ek sal hier onder staan. Want ek sê nou vir jou, ek, Jacques Potgieter, maak daagliks foute. Maar sy genade is vir my genoeg. Ek kom terug en ek sê, Here, hier sê ek, hey, Here, hier skud ek die kop weer vir my. Ek verstaan dit. Partykeer is ek so skaam, ek wil nie eers vir hom kyk nie. Ek kyk stuur vanmôre vir my familie so fotootjie aan. Ek weet nie wat se diertjie is dit nie. Maar een of ander van die diertjies met hoe oë so groot ek sê dis hoe my ma gelyk het in die kerk as ons nie stil sit nie. As hy oë so rek het jy geweet die duiwel is los. Jy moet nou vinnig stil sit. Jy begin sommer bid. O, dankie Here. Jy bely jou hart uit want as jy by huis kom kry jy hom nie pak nie. Ek wil vandag vir jou sê, die kyk is dalk groot, maar so God se genade is groter. Ek wil vandag vir jou sê, jy skuldgevoel is groot man. Jy voel ek kan nie. Jy voel ja, ek wil nie wees, maar ek is nie waardig om nader te kom nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy is waardig. God het jou gekies. Sy genade is genoeg. Petrus, weet jy hoe groot is daai saak dat hy Jesus verloon het? 3 keer. Dis een van die grootste gebeurtenisse in die Bybel. Wow. Nou wat van al die ander wonderlike disippels? Daar's wonderlike ouetjies tussenin. Maar Jesus sê, Petrus, my rots, op jou sal ek die kerk bou. Weet jy hoekom doen dit op 'n rots? Want 'n rots staan onbeweeglik vas. 'n Rots maak foute en 'n rots kan dalk snaakse goedjies het wat op hom aangroei en als, maar 'n rots staan onbeweeglik voor God. Ek sê vandag vir jou, God soek iemand wat sê, ek sal vas staan en ek sal by u bly, ek gaan nie rondhardloop nie. Moenie vandag, omdat jy 'n fout gemaak het, moenie oor 'n verlede wat 'n pastoor of iemand vir jou goed toegesnou het en goed oor jou gesê het, voel jy's nie goed genoeg nie, jy sal nooit dit, jy sal nooit dat nie. Kom ek sê vir jou, die beginsel van die ou kerk, van elke ou wat 'n fout het, mag nie op die platform nie, en elke ou wat eers 'n fout gemaak het, mag nie op 'n raad dien nie, en elke ou wat 'n fout in sy lewe het, mag nie dit doen nie. Ek wil vir jou sê, ons is buite die skrif. Jy's buite die skrif. Volgens die skrif is die grootste genade en werk gegee vir hulle wat die meeste erken het ons het foute gemaak. Die ou wat uit die wêreld uitkom het 'n getuienis om te deel. Wat het jy om te deel wat uit die huis uitkom en nooit niks beleef het nie? Wat gaan jy vir my vertel? Jy gaan verder veroordeel. Ou daar buite gaan sê, sy genade was vir my genoeg. Mercy rewrote my life. As hy my kan genade hê, my kan lief hê, hy gaan hy jou ook lief hê.
Hoor jy vandag wat ek sê? Petrus of Judas, dis jou keuse. Ja, kyk, 'n paar Judasse sit nou 'n bietjie moeilik op die stoel, want hy wil nie nou lekker opspring nie, maar gaan mense om dalk nou sien. Jy gaan sien, hey, hardloop hy. Ons gaan nou Judas of 2 verloor na die dag, maar is reg. Oor vandag wat ek vir jou sê. Tyd van kerkspeel is verby. Ons gaan God dien of ons gaan dit los. En jy wat tussen kerke probeer onmin maak en vertel 'n storie hier en vertel 'n storie daar, want jy wil graag 'n bietjie mense se aandag kry. Ek wil vir jou sê, jy speel in die hand van die Satan. Die Bybel sê dat hy wat verdeeldheid tussen broeders saai, moet 'n vervloeking wees. Paulus sê, stuur hom hel toe. Jy weet jy dit geweet? Ja, is 'n warm plekkie. Ek weet is nou koud, maar is warmer as die warm wat jy wil hê. As jy tweedrag tussen mense maak. Daar was 'n ou gesegde wat sê eendrag maak mag. Tweedrag breek krag. En wanneer ons begin tweedrag tussen mekaar maak, dan breek ons mense op, ons breek families op, ons breek verhoudings op, ons breek vriendekring op en ons breek die kerk op. En die Bybel sê 'n liggaam wat teen homself verdeel is of 'n huis kan nie bly staan nie. Ek wil vandag vir jou sê, God gaan sy werk laat bly staan. God gaan maar net die Judas 'n bietjie uitsif. Daar kom 'n dag, en hoor die woord van die Here, daar kom 'n dag, wat die broodjie gedip gaan word, en hy gaan geopenbaar word. Aan die tafel, toe sê hulle, hey, vir Johannes, jy lê so lekker teen Jesus se bors, hy like jou man, vra hom bietjie wie is die ou wat hier tussen ons hier goed aanvang. Hy was nie so duidelik vir almal nie, almal het gedink is die wonderlikste ou. Niemand het verwag nie. En hy sê dat hy, vir wie ek hierdie broodjie gaan dip en gaan aangee, dit sal hy wees. Moenie laat Christus die broodjie dip en vir jou aangee, en die duiwel binne jou begin manifesteer nie. Ons het te veel gesien dat mense wat die meeste potensiaal het, jy het so 'n salwing, jy het so 'n talent, jy het soveel van God ontvang, maar jy verloor het, omdat jy die Judas rol gekies het, in plaas van die Petrus rol. Kom ons buig ons hoofde. Sabaronda karabasitianda kashandai. Liruyenda kurabasitianda kashandai. Here, help ons, help my, laat my emosies nooit sal voor die salwing loop nie. Laat my gevoel teenoor iemand nooit vir my opinie sal gee en ek is verkeerd nie. Help ons, Here, om mekaar eerder lief te hê, want ons weet nie met wie ons altyd te doen het nie. Ons weet eintlik so min van mekaar. Ons smaal vir mekaar in die kerk en ek weet, daai tannetjie maak lekker peppermint kristertjies en ek weet dat daai enetjie is vriendelik en ek weet daai enetjie het 'n paar streke en ek sien daai enetjie, hulle maak darm lekker koffie en jy het 'n paar ideetjies, maar eintlik weet ons niks van mekaar nie. Here, ek wonder wat sou die disippels gemaak het as hulle al vroeër geweet het dat ou Petrus die voorbok as dit kom by visvang. Die voorbok as dit kom by, kom ons trek gou hierdie 2 swaartjies wat ons het, ons gaan nou hierdie 1000 aantree. Ek weet nie, sy wiskunde was seker nie baie goed nie. Here, maar hierdie man wat so impulsief was, ek glo het 'n paar goed het was hy nou nogal die ouetjie wat nogal snaaks so goed aangevang het. Maar omdat hy gewillig was, maak God hom die rots waarop hy die kerk bou. Here, dan wonder ek vandag, ons kyk so en ek kyk dalk vir ou Gustav so en ek dink, ag, sies tog. Kyk hoe laat hy dromme, dit is so mooi, maar hy so stilletjies. Here, ek weet nie of hy die volgende oom Angus is nie. Ek weet nie of hy die volgende grootste evangelis word wat Suid-Afrika sal sien nie. Hy is dalk die rots waarop Christus sy kerk bou. Here, ons kyk vir mekaar en dink jy, ag, sies tog, hy is maar net so, sy is maar net so. Ons weet nie wie om ons is nie. Here, net so is die hartseer. Die een by wie ons die meeste vertrou en praat, is die een wat alles gaan oorvertel, want sy motief is oor wat hy kan kry, nie wat hy kan gee nie. Here, hoeveel mense is daar om net te kyk?
Ek geniet hierdie wat ek kan hoor. Ek geniet dit wat ek kan kry. Maar moenie my in ongemak bring nie, ek sal julle almal verkoop. Here, help ons vandag om loyaal te wees teenoor U en teenoor mekaar. Help ons om lief te wees vir U en vir mekaar. Want die woord sê, hoe kan jy jou God lief hê wat jy nie kan sien nie, as jy jou broeder wat jy kan sien haat? Help ons, Here. Praat vandag met elkeen van ons in ons harte. Begin by my. Begin by my. Jacques Potgieter, begin by my. Here, as daar 'n Judas kwaliteit in my lewe is, bely ek dit my God nou voor U. En ek vra dat die genade my sal help. Here, ek wil eerder soos 'n Petrus wees wat sê, vergewe my, Here. Ek het fout gemaak, maar dankie dat U my weer optel. Die Here hou nie jou verlede teen jou nie. Die Here hou nie jou swakheid en jou tekortkominge en jou sonde teen jou nie. Die woord sê, as ons bely, is hy getrou en regverdig om ons vry te maak en skoon te was. Halleluja! Here, ja, ek is bly die aanlyn mense hoor ook, want Here, as daar 'n plek is wat ek gesien het, die ouens sonder 'n filter, die diensknegte van God aanvat en mekaar aanvat, is dit aanlyn. Want dit is mos baie makliker om daar te sit en my sê te sê, as wat ek deel raak van 'n groep wat hulle bes doen om vir die Here iets te beteken. Here, help ons om deel te raak. Help ons om betrokke te raak. Help ons om mekaar lief te hê. Here, ek het hierdie gemeente lief, U weet, met my hele hart. Here, ek is lief vir die mense, want sonder hulle, wat gaan ek doen? Ek moet die woord verkondig, moet die evangelie verkondig. Elkeen vir wie ek kan verkondig, weet vir my moontlik maak om buite te verkondig, Here. Ek waardeer hulle en ek sê vir U dankie vir almal wat U aan my ook toe vertrou het. Soos Jesus bid in Matteus 17, bid hy vir sy disippels voordat hy opvaar, wil ek ook vanmôre bid vir die kudde wat U vir my gegee het. Ek wil bid vir my disippels, Here, ek wil bid vir hulle wat saam met my stap, wat saam met my U dien. En ek wil vra, Here, bewaar ons van die listigheid van die wêreld. Bewaar ons teen die teenstand van die wêreld. Bewaar ons teen die boosheid van die wêreld. Bewaar ons, Here, teen die aanvalle van die wêreld. En help ons om staande te bly, want ons weet, Here, wat ons is genade, en wat ons het is geleen, maar een ding weet ons is meer as oorwinnaars, deur Christus Jesus, wat vir ons die krag gee. Dis die krag van God, in Christus Jesus, wat in en deur ons geopenbaar word, wat vir my in staat stel, en daarom vanmôre kan ons kom op 'n plek wat ek kan sê, met vrymoedigheid, so sê die Here, die God van die leerskare. Daarom kan ons met vrymoedigheid hande op siekes lê en sê, in die naam van Jesus word gesond. Ek dank U vanmôre, Here. Hou ons dan nou ver onder die kosbare bloed. Bewaar ons, beskerm ons, beskut ons en bereik die doel deur ons, Here. Tot my volgende diens, wat ek weet, U sal aangaan en U verheerlik gaan word. Sabarondak as sababayenda. Here, laat ons in hierdie week ons harte sal gaan ondersoek en onsself op die skale van God sal sit en sê, is ek nie vanmôre dalk bietjie te lig bevind nie? Is ek nie vanmôre bietjie bevooroordeeld nie? Is ek nie vanmôre selfsugtig en selfgerig nie? Here, want as daar lelike ding is in die lewe, is wanneer dit gaan oor me, myself en I. Niemand maak vir my saak nie, ek wil dit, ek soek dit so en dis al wat saak maak. Here, dis nie waarvoor God ons geroep het nie. Dien, sodat jy gedien kan word. Dankie Vader, seën ons nou. Bly ons onder U bloed en ons dankie in Jesus naam. Amen en amen.